Welkom by na Sondag waar ons terugkyk na wat laasweek gebeur het. En hierdie week was nie net nog 'n week nie. Hierdie week het daar 'n klomp goed gebeur. Dit was Heilige Week, die week voor Paastyd. En miskien het jy hierdie Heilige Week gevoel, nie net in die dienste by Vallei-Sig nie, maar in die ritme van elke dag. Want hierdie week het ons begin deur stadiger te leef. Elke dag 'n lied, elke dag 'n teks, elke dag 'n oomblik om stil te staan by Jesus se pad. Van intog tot tafel, tot tuin, tot by die kruis. En dan het ons ook die storie anders probeer vertel. Vir jong mense was daar elke dag daardie comic strip video stories. Nie net om dit te verduidelik nie, maar om te wys hierdie is nie net nog 'n ou storie nie. Hierdie is die storie wat jou intrek, jou storie. Want dit is eintlik wat hierdie week doen, Heilige Week. Dit trek jou in, dit nooi jou in, jy's deel van hierdie storie. Jy's nie net 'n toeskouer nie. Jy's iemand wat deel is van hierdie verhaal. Van begin tot einde. En dit bring ons by Goeie Vrydag, die gewig. Goeie Vrydag was swaar, baie swaar, letterlik swaar. Ons het met klippe in die kerk gesit, klippe in ons hande vasgehou, ons het dit vasgehou, ons het dit gevoel, die koue, die gewig daarvan, en daardie eenvoudige ding het iets in my en jou oopgemaak. Skielik het ons besef, ons dra almal iets, nie altyd sigbaar nie, maar dit is daar, altyd, skuld, vrees, seer, dinge wat ons nie noodwendig sommer net kan regmaak nie, en baie van ons dra hierdie goed al so lank, leef al so lank daarmee, dat ons nie meer weet hoe om hierdie goed neer te sit nie. En dit is waar die evangelie amper vir my en vir jou skokkend raak. Want Goeie Vrydag sê nie, probeer harder, of raak beter, of fix dit nie. Goeie Vrydag sê vir my en vir jou, kyk na hom. Kyk na Jesus. Jesus wat nie net gesterf het nie, maar Jesus wat afgeklim het, van eer na skaamte, van mag na weerloosheid. En die eerste Christene het dit geweet. Daarom het hulle nooit die kruis geteken nie, uitgebeeld nie. Want dit was net vir hulle te rou, dit was te werklik, maar hulle het ook iets begin raak sien. Die kruis is in alles, nog altyd deel van die verhaal, in die hout, in die boom, in die storie van God van die begin af, van die eerste bladsy van die Bybel af. Maar toe het alles verander, want hierdie einste kruis is nie net pyn nie, dis ook oorwinning. Maar nie oorwinning soos wat ek en jy dalk dink nie, maar soos God werk. Hierdie kruis is nie net 'n plek van dood nie. Dit word ook 'n plek van lewe. Hierdie plek is nie net 'n skande plek nie, maar dis 'n plek van eer. Dis wat Jesus doen, en in daardie oomblik, op Goeie Vrydag, waar jy met jou klip sit in die kerk, en jy besef, ek hoef nie meer hierdie goed vas te hou nie. Ek hoef dit nie meer saam te dra nie. Ek kan dit los. En toe is dit stil Saterdag. 'n awkward Saterdag. Want as die storie by Goeie Vrydag geëindig het, sou dit net nog 'n tragedie gewees het. Nog 'n mooi maar hartseer storie wat ek en jy saam met ons dra. En baie mense leef asof dit net 'n hartseer storie is, asof dit net Goeie Vrydag is, maar toe kom Sondag. En Sondag het Andrei gepreek oor die opstanding. Nuwe
lewe, 'n oomblik van feesvier. Sondag het Andrei ons gehelp, op opstandingssondag, dat dit nie net die stilte breek nie, dit breek die hele storie oop. Want skielik is die graf leeg, mense is te mekaar, en niemand het dit verwag nie, nie eers die mense die naaste aan Jesus nie. Inteendeel, Maria staan daar en sy dink iemand het Jesus se liggaam gesteel. En sy vra selfs vir Jesus wat voor haar staan, meneer, waarheen het julle sy liggaam gevat? Totdat Jesus haar naam sê. Maria. En in daardie oomblik gaan Maria sy oë oop en sy herken vir Jesus. En miskien is dit een van die mooiste goed wat in hierdie heilige week gebeur, by die opstanding gebeur. Nie net dat dit 'n gebeurtenis is nie, maar dat dit 'n persoonlike oomblik word. Die opgestane Jesus ken jou naam. En hierdie is meer as net 'n storie vir eendag. Want ek dink hierdie is 'n storie vir nou, en as dit is waar ek en jy dit maklik verkeerd verstaan, dan moet ons saam dink. Want ek en jy dink baie dikwels, die opstanding beteken dat ek en jy eendag kan hemel toe gaan. Maar die Bybel sê iets baie groter. God is nie besig om mense uit die wêreld uit weg te vat vir eendag nie. Hy is besig om die wêreld nou nuut te maak. Hy sê, ek maak alles nuut. Nie ek vat alles weg nie. Nie julle moet net uithou nie. Want Jesus se opstanding is die begin van hierdie nuwe skepping, die eerste vrug, en ek en jy kan daarvan deel kry. Dit is die eerste teken, hierdie is waarheen alles op pad is. So wat beteken dit vir my en vir jou op hierdie Woensdag? Wat maak ons hiermee? Dit beteken jou hoop is nie net wensdenkery nie. Jou hoop is geanker in iets wat regtig gebeur het. Dit beteken wat jy nou doen, maak baie saak, elke daad van liefde, elke gebed, elke oomblik van genade. Dit word deel van God se nuwe wêreld. Dit beteken jy leef nie eers eendag anders nie. Jy lewe nou anders. Jy moet nou anders leef as iemand wat hoop het. As iemand van die lig, as iemand wat die nuwe lewe binne in hulle saamdra. Dis wat die Paastyd vir my en vir jou beteken. En ons het 'n klomp goed beleef. As ek terugdink aan die week wat verby is daar amper vir my 'n beweging wat plaasgevind het. Van dra, na kyk, na los, na nuwe lewe. Van 'n klip in jou hand, tot 'n naam op jou lippe. Van 'n kruis, na 'n leë graf. En dalk is dit die uitnodiging vir my en vir jou. Veral nou, na Sondag. Hierdie uitnodiging is 'n persoonlike een, tweeledig. Dalk is die eerste deel van hierdie uitnodiging 'n vraag wat vra, wat dra jy? Waar hou jy nog vas? Waar noem Jesus dalk jou naam, maar jy hoor hom eenvoudig nog nie? En dan 'n tweede, 'n baie belangrike tweede vraag. Waarheen nooi God jou heen? Waarheen nooi God jou om deel te wees aan sy nuwe wêreld? Nie eers eendag nie, maar nou. En hoe jy leef, en hoe jy liefhet, en hoe jy hoop bring in 'n wêreld wat regtig moed verloor het. Dis wat Goeie Vrydag en die Paasweek gedoen het, want hierdie storie van verlede week sê die dood kry nie die laaste woord nie, nie daar buite nie, nie vir jou nie, die gewig is nie die einde nie, en jou storie
Jou storie is nie vasgevang in dit wat was nie, want God is besig. En hy's besig om alles nuut te maak. Hy maak ook vir my en vir jou nuut, sodat ek en jy kan leef. En jy is deel van hierdie nuwe skepping. Tot volgende keer, mag jy 'n wonderlike week hê. Sien jou Sondag.